Maar ex-Aiden Parrot, die mediabeampte vir burgemeester Dirk Coetzee. Ons is op direk met Dirk, die burgemeester se potgooi. En vandag gaan ons bietjie praat oor die man agter die ketting. Burgemeester, hi. Hallo Aiden en aan al die luisteraars, is lekker om weer 'n bietjie op my eie potgooi te gesels met jou. Ja, nee, ek dink baie keer hoor mens wat aangaan in die dorp en burgemeester gee baie goeie terugvoer oor wat gebeur. Maar ek dink dis ook goed om te weet wie is die persoon agter die amp. Ja, So ek dink net om te begin, sal burgemeester net vir ons 'n bietjie oor homself vertel. Ek weet hy was in Woester, as ek dit reg het, gebore. ja, ek is in Woester gebore, my pa het skool gehou daar op 'n klein skooltjie Doringrivier, 'n eenmanskool. En toe is ons na De Aar waar ek tot standaard 5 was, dan het 6 Koelsberg. My pa het toe die onderwys gelos, hy het so bietjie ook in die munisipale wese betrokke geraak. En ek was hoofseun in matriek in Koelsberg, klein dorpie. En ek moes, soos al die ander kinders, alles doen om die spanne vol te maak. So ek het goed gebalanseerd groot geword. Ek het koor gesing, solo gesing, kamerkoor, duette, gehardloop. Ek het vir Opium middelafstande gehardloop vir Koelsberg, 800 en 1500. En rugby gespeel, so daarmee is al van standaard 6 af in die eerste span speel, want dan jy moet die span volmaak. So dis waarvan die skete moontlik vanaf kom. En al wat ek nie gedoen het, was skuifskiet. Ons het skuifskiet ook gehad en kadette daai dan nog. Maar ja, die voordeel van so klein dorpie is dat jy moet alles doen. Ja. Nee, so dit klink nou eintlik interessante vroeë ervaring. Dus jy weet die pa wat nou eers in die onderwys betrokke is en dan ook vir die staat werk. So hy moet op sy eie manier voorbeeldig wees. Ja. En burgemeester as kind het nou eintlik ook te doen gehad met wat nou gebeur met 'n onderwyser wanneer hy by die huis kom, of 'n staatsamptenaar, 'n senior staatsamptenaar as hy by die huis kom. Ja. Kyk, ek was 92 in matriek, so dit was baie stormagtige tyd in plaaslike regering. Daai tyd was dit ook nog stadsklerke, ook nie munisipale bestuurders nie. Maar dit het jou baie bewus gemaak van die enorme uitdagings, die agterstande in gemeenskappe, die konflik, ure en ure se onderhandelinge. My skoonpa, Dr. De Jong, was ook op die raad daai tyd in Koelsberg. En so tussen die twee van hulle en my vrou, Riet De Jong, of Coetzee, nou al vir 30 jaar, uit die aard van die saak, as ek by haar gaan kuier, het jy ook te doen gekry moet terugvoer rondom munisipale sake ensovoorts. So ek was baie bewus van wat aangaan en dit het miskien ook so 'n bietjie belangstelling gekweek later jare. Ja, ek dink en maar ook daai ingesteldheid geontwikkel om bietjie ook daai dissipline. Burgemeester het nou oor sport gepraat, al die aktiwiteite en die tydsbestuur. Ek weet burgemeester is later 'n entrepreneur geword en daar baie goed gewerk en geleer hoe om met tyd te werk. Maar ek dink so vroeg al daai aktiwiteite. Ja, ek moes op skool al leer tydsbestuur omdat ek baie hard geoefen het. So ek was 'n provinsiale atleet, ek was hoofseun, ek het koor gesing. Ek was ook 'n entrepreneur. Ek het al op skool besigheid gedoen. Ek's 'n tegniese persoon, so ek het houtwerk gedoen en vir die onderwysers goed gemaak. Ek het 'n matriek voor my matriek vir eksamen het ek vir die een gastehuis 'n hele klomp beddens gemaak. Die goed was nou na al die jare, ek dink laas jaar op Marketplace in die mark, en een van my groot vriende, Jan van Koelsberg, het vir my gesê, maar hier so is die beddens, lyk dan nie of jy te sleg gebou het nie, maar so as 'n jong entrepreneur moes ek al leer om tyd goed te bestuur, wat natuurlik baie belangrik is in hierdie werk. Ek is nog steeds 'n sakeman, al gaan 90% van my tyd aan die amp, moet ek nog steeds vroeg in die oggend, die feit dat ek laas jaar in die Ironman deelgeneem het, jy moet baie nou geset dissipline handhaaf en tyd kan bestuur, is belangrik in hierdie pos. So ek dink ek gaan nou 'n bietjie bly by die vroeë ervarings en so aan. Ek weet burgemeester was toe hoofseun op laerskool en hoërskool, maar ons het nou 'n bietjie gepraat oor burgemeester se pa en skoonpa en die ervaring om nou by die te gaan kuier toe sy nog jonk was en ek dink maar nou enige persoon in 'n verhouding weet maar moet nou ekstra voorbeeldig wees. Maar dis maar wat ek eintlik oor wou praat is waardes. So die waardes wat 'n mens leer, soos 'n mens groot word, onder verskillende rolmodelle, ouers, leiers. Watter waardes het burgemeester van vroeg af geleer? Ek het streng ouers gehad. My pa was 'n onderwyser wat nog die lat gebruik het. So etes was geopen amper, kan ek sê, met
met tafelgebed, na die tyd het ons gedank. Ons het elke aand Duits godsdienst gedoen. So ek is in 'n goed gedissiplineerde samelewing, het ek groot geword. Daar was baie dissipline, my pa was baie streng, my ma ook. So ja, ek was bevoorreg dat ek in 'n omgewing groot geword het. In die klein dorpies was ongelooflik toegewyde onderwysers, laerskool en hoërskool. Baie by onderwysers geleer, verskeie rolmodelle gehad. So ek was bevoorreg dat ek in 'n omgewing groot geword het waar daar derentyd goeie waardes van die kerk se kant af, van jou ouerhuis se kant af, van die samelewing en van die skool se kant af basies oorgedra was as jou as jong mens. So ja, ek dink so Christelike waardes wat by die huis geleer is en op skool, en dan bietjie gepraat oor dissipline, en hierdie waardes wat nou saam met burgemeester gedra is van die huis. Hoe het dit burgemeester se vroeë loopbaan as 'n entrepreneur, jy weet, wat 'n invloed het dit gehad op daai? Wel, pligsgetrouheid. Eerstens het ek besef, ek moet sorg vir my vrou en my seun. Ek is jonk getroud, ek het al op 22, 5 jaar uitgegaan, so ek is op 22 getroud al. Ek kon nie gaan swat na skool nie, ek het dadelik begin werk. So, eerstens het ek besef, ek moet sorg vir my gesin, en die feit dat ek gedissiplineerd was, ongelooflik toegewyd was, ek het ongelooflike lang ure gewerk. Dit het moontlik ook gemaak dat ek op 'n jonger ouderdom al suksesvol genoeg kon wees om in die politiek betrokke te raak. As jy nie 'n beroepspolitikus is nie, moet jy ongelukkig as gevolg van die salaris, veral jou intree salaris as 'n burgemeester, kry jy wel meer van 'n beter of regverdigbare salaris vir die hoeveelheid tyd wat jy nie by jou eie belange is nie. Maar aanvanklik, as jy nie 'n beroepspolitikus is nie, moet jy redelik suksesvol wees. Ongelukkig, dis een van die slegte dinge in politiek of in ons land. As jy nie suksesvol genoeg is nie, kan jy dit nie bekostig om in die politiek te wees nie. As jy wel, soos ek sê, gelank genoeg is, dan na jare, soos wat jy opgaan, tensy jy ongelooflik gelukkig of waar geleenthede is, of baie goed is, wat ek vermoedelik is, want dit my maak 'n tydjie gevat. Dit het my 3 jaar gevat om 'n onderburgemeester te word, en toe was ek 'n termyn onderburgemeester. Maar ja, so dit het my, om by die punt te kom, is ek moes baie hard werk, en dit het gemaak dat ek op 'n jong ouderdom 'n eiendom besit het, 'n voertuige besigheid al gehad het wat vir homself kon omsien, en dit het gemaak dat ek kon wel betrokke raak. Ja. En ek dink net om te raak aan iets wat burgemeester vroeër genoem het, rondom, ek dink baie mense in Mosselbaai het al die storie gehoor van die beddens wat burgemeester gebou het, toe burgemeester nog redelik jonk was. En ek sê bang hulle, omdat ek houtwerk gedoen, is ek altyd bang hulle vergelyk my met Julius Malema. Nee, maar dis nee, maar dis 'n heeltemal ander munisipaliteit en regering so. Ja. En daar's ten minste uitsette teen wat 'n mens burgemeester kan meet. Maar dit was vir my interessant dat ek dink burgemeester het so 1 of 2 jaar gelede op Facebook daai beddens gesien. En burgemeester sal nou nie omgee nie, maar burgemeester is nou omtrent wat 53 jaar oud. 52, skus. Ek's 'n woordepersoon, nie nommers nie. So en daai beddens was gemaak toe burgemeester so hoe oud was? Ja, toe ek 'n matriek was, Matriek, 1992. Ja. En hoekom ek dit noem is ek dink dit wys burgemeester het vroeg 'n gewoonte gebou om dinge te bou wat hou en wat volhoubaar is. En ek weet met hoe burgemeester die leierskap aanpak in die raad en so aan, is dit ook 'n kenmerk van hoe burgemeester werk of wil werk. Van burgemeester miskien. Ja, miskien kan ek jy alle eer vat nie. Vandag se harde ware kom meeste van die tyd van China af. So ja, China is ook besig om hulle huis in orde te kry in terme van die kwaliteit van hulle produkte. Dit was nie altyd nie. Maar ja, nee, dit is, ek hou daarvan as mense iets doen, dat mense dit ordentlik doen, dat jy goed beplan, dat jy nie net in 'n ding in hardloop nie. So ja. En maar ek dink kom ons praat bietjie meer daaroor, want ek weet byvoorbeeld met burgemeester se kwalifikasies wat burgemeester opgebou het. Burgemeester het, soos hy vroeër gesê het, na skool nie gaan studeer nie, onmiddellik die besigheid begin bou.
Maar hoe het jy toe begin studeer? Alright, so wat gebeur het is in my besigheid, jy op 'n stadium kom jy agter maar okay, ek doen alright, maar vir my was daar 'n leemte. Ek het gevoel, jessie, ek kan nie gesels saam met ander besigheidsmense nie omdat ek hierdie agterstand het en ek weet dit moenie so wees nie en ek weet baie van my vriende wat baie suksesvol is, het ook net matriek, so ek sien glad nie neer op ander, dis hoe ek persoonlik gevoel het. So wat ek begin doen het is, ek het nog daai tyd was dit op iVersity, SANS, so ek het klomp boeke gelees oor, en ek hou nog steeds van boeke lees hoe om jouself te verbeter, so niks het eintlik verander nie, maar daai tyd het ek het gevoel daar is 'n leemte in my nie opvoeding en in my opleiding, en ek het probeer dit self aanspreek. So ek het SANS, ek het verskillende kursusse hoe om hefboom binne besighede om 'n eiendom te koop en dit in lenings te kry, 'n tweede eiendom en allerlei goed, Robert Kiyosaki se boeke. Ek het 'n redelike belangstelling, of ja, ek is redelik finansiëel ingestel. Ek seker Donald Trump se boeke moes miskien ergens daar Ek tussen het gewees. die hele spul gelees. So ek het SANS na werk probeer kyk hoe ek myself kon verbeter. En omdat ek bietjie spaartyd gehad het of begin kry het op daai stadium, het ek by Hartenbos by 'n huiseienaarsvereniging betrokke geraak. En ek was die finansies voorsitter. Ek was nou die DA se streek voorsitter van finansies vir 12 jaar. Ek was Hoërskoolpunt se finansies voorsitter. So ek het nie 'n probleem om met finansies te werk nie. Dit is vir my interessant hoe om die goed te laat klop en hoe om 'n begroting en hoe om by iets uit te kom met min. So uit die aard van die saak, as gevolg van daai betrokkenheid, was ek genader en advokaat Kobus Booyens het my daai tyd begin intrek. Ek was so half sy slaaf en ek sê spyt daaroor, hy was ook 'n mentor vir my en hy het my gevra, man, oud raadsheer Pieter der Blanche, vir my gesê, man, maak woon 'n takvergadering by, kom maar aan, nee, maar okay, is bietjie politiek. Ek was eintlik glad nie belang gestel in politiek eintlik nie. Inteendeel, my vrou moes my baie keer vra, maar gaan ons nou stem? En dan het ek dan gaan stem, maar dit het 'n bietjie oortuiging gekos, so ek kan miskien die inwoners later weer net, dis hoekom ek hulle die hele tyd probeer oortuig, maar nie kwaadlik neem, ek verstaan hoe baie oortuiging het vat. Maar toe ek op die raad kom, was daar geleenthede, en dis baie wat ek vir die jong mense sê, vat elke geleentheid. Ek meen, ek kon, sommer in die eerste jaar, kon ek 'n kursus doen, wat vir al die raadslede aangebied was. Ek was die enigste een wat dit gedoen het, en dit was die Executive Leadership Development Program van IWK. Ja. En dit was 'n jaarprogram, en ek het dit ongelooflik geniet, en onthou as jy nou uit die skool uitkom, en jy het nou 'n hele 10+ jaar gewerk, meer is dit, en jy het nie meer skool gegaan, en dan begin jy twyfel in jouself, kan ek dit nog doen? En toe ek het elke liewe kort kursus wat daar was, het ek gedoen. En toe het ek met advokaat Thys Gelomee, wat die munisipale bestuurder was, hy was ongelooflik ingestel rondom opleiding in die hele organisasie. So toe het hulle 'n geleentheid geskep vir raadslede, en ek en die speaker Venolia Fortuin het al twee, en daar was dit ook, as jy nie die ding deurkom, jy moet hom betaal. Wat goed is, jy lê belastingbetalers geld mors nie. So toe het ek minimum competencies gedoen van tesourie, is 24 unit standards. Ek het almal gedoen, almal deurgekom, en toe na dit het ek ek dink, ja, maar intussen het verskeie ander raadslede dit ook gedoen, en toe het ek Executive Leadership Development Program gedoen deur Stellenbosch. Ek kan nou nie onthou nie, ek dink miskien het Venolia hom gedoen, maar in elk geval, ons het van die kursusse saam gedoen, so toe het ek daai kursus gedoen, ook baie goed gedoen, of goed genoeg gedoen, en ook toe nou een van my ander mentors in plaaslike regering was direkteur Edward Jantjies, hy was my portefeuljevoorsitter as onderburgemeester, en hy het die hele tyd vir my gesê, hoor hierso, hy het my natuurlik aangemoedig om myself te verbeter. Ons werk in 'n ongelooflik gereguleerde omgewing, ons werk binne baie wetgewing, as jy nie die kennis het binne plaaslike regering, kan jy ongelukkig net so maklike fout maak. Jy kan in elk geval maklike fout maak, omdat daar so baie reëls is. Maar toe het hy my aangemoedig om na al hierdie, ek het 'n hele klomp modules, regsmodules gedoen deur Nelson Mandela Universiteit. Ek het deur UCT het ek opleiding gedoen. Ek het deur Wits Universiteit het ek kommunikasie gedoen, en so aan. En toe het hy vir my, op daai stadium met ons munisipale bestuurder, Colin
meneer Piren het die jaar voor my het hy sy honneurs gedoen deur Mancosa. En ek het met hom gaan praat en hy het vir my gesê, hulle administrasie is goed. Hy het dit gekom laude, ek het nie, maar ek het dit deurgekom. Ja. So die bottom line is, ek het my laat recognition of prior learning, ek het vir hulle gesê, hierdie is my portefeulje, dis my ondervinding as 'n sakeman, dis my ondervinding in finansies, dis my ondervinding in 2-3 jaar, het was 3 jaar se opleiding wat ek gekry het, so ek sê die eerste een was 'n jaarprogram. En ja, toe kon ek begin en ek het toe nou ingeskryf by Mancosa en ek het toe my honneurs in publieke administrasie gedoen. Lang storie, ekskuus. Nee, dis okay. Dit is interessant want ek dink ons het nou gepraat van die bou en iets bou oor tyd wat eintlik wat hou. En so burgemeester het begin deur kort kursusse en ek dink miskien burgemeester het genoem van die iVersity en toe daarna is geleenthede aangegryp om korter kursusse te doen en toe is burgemeester nou raad gegee om dalk te konsolideer en al hierdie kursusse in 'n graad bymekaar te sit en honneurs te doen. Maar en ek dink burgemeester het vinnig daaroor gepraat, maar ek dink die minimum municipal competency is 'n kursus wat baie senior bestuurders in die munisipaliteit moet doen en dit sluit in alles wat te doen is met finansies en plaaslike regering. Ja. En dit was een van die beginpunte, maar ook een van die kursusse. Ja. Dan het burgemeester genoem van die media vir die regering, burgemeester deur Wits gedoen het. Dit so. En uitvoerende waarna ek baie leiers, belang stel. Ek stel belang in media. burgemeester is passief oor media en het media baie gebruik. Ons sit nou hier in die studio van die munisipaliteit, burgemeester en die burgemeesterskomitee en Raadslid Leroux het baie ondersteuning en gedruk vir meer media om beter te kan kommunikeer. Yes. So burgemeester het baie hard gewerk om burgemeester self te verbeter en om burgemeester se kapasiteit as 'n leier, ek dink, te verbeter. En hoe het dit toe gehelp of het dit gehelp of hoe het burgemeester dit toe gebruik? Met die eerste raadsvergadering was ek so gespanne dat gelukkig op daai stadium met oud raadsheer Skeepers, wie ook een van my mentors was. Ek hou van leer by ander mense. Veral by mense wat meer weet as ek. So hy het vir my gesê, hoor jy as 'n nuwe raadslid, sit jy daar en jy hou jou mond en jy luister. Nou sien ek baie nuwe raadslede inkom en dan maak hulle daai fout, want hulle het nie daai mentors gehad wat begin praat. En dan die grootste ontnigtering in plaaslike regering is, jy stap daar in as hierdie persoon wat nou die publiek verteenwoordig met al hierdie aspirasies. En dan loop jy jou vas teen hierdie muur van, nie noodwendig bureaukrasie nie, want dit klink negatief. Jy loop jou vas teen 'n muur van wetgewing, compliance, en bureaukrasie. So dan is dit die ontnigtering van, maar dit kan nie so werk nie vir 1000 redes. En natuurlik wat ons deurentyd soek is hoe om te navigeer tussen al hierdie reëls, om werk makliker te maak. Maar jy verstaan ook hoekom dit moet so wees, want jy werk met ander mense se geld. So dit is ook belangrik. Mense verstaan dit, maar dit is baie frustrerend. So ek hoef nie die eerste keer te gepraat het nie, maar ek kan onthou as 'n atleet en 'n persoon wat redelik gedrewe is, so ek praat gewoonlik ook te vinnig, is een van die goed wat ek moes leer en vanoggend met my toespraak, ook by die distrik burgemeesterskandidaate aangekondig het, moes ek nou heeltyd myself net herinner, praat stadiger, lees stadiger, want ek is gedrewe, ek wil dinge gedoen kry. So in die raad was dit vir my as 'n entrepreneur en ek is 'n tegniese persoon, so ek het gewerk, nou sit ek al 13 jaar, en werk, jy werk nog steeds, maar jy sit en werk, en jy moet met jou verstand werk, jy dink meer, so dis iets totaal anders, so dit is jy kom as 'n tegniese persoon in, en ewe skielik, moet jy heeltemal ander vaardighede begin gebruik. Ek kan onthou, as 'n atleet ook, as jy staan reg, en as jy skoot klap, dan hardloop jy, niemand met jou vang nie, dis waaroor dit gaan, waar binne 'n debat, en binne 'n raad moet jy absoluut rustig bly. As dit jou beurt is om te praat, moet jy nie haastig raak nie. Veral binne regering kan jy nie haastig raak nie. Jy moet geduldig wees. En dit het ek gesien toe my pa in regering was en my skoonpa, maar ek het dit nooit ervaar nie. So jy moet geduldig genoeg wees om te kan luister na die ander persoon, om jou gedagtes te orden en in 'n gestruktureerde antwoord terug te gee en om nie met emosies terug te slaan of te beklei nie. En my persoonlikheid is van so aard, en ek dink ek het dit gewys oor die termyn, dat ek nie hou van beklei nie. Natuurlik kan ek moeilike besluite neem, ons het in 'n ongelooflike moeilike tyd hierdie termyn begin, ons het net uit COVID gekom, ons
Ons inauguration, ons inhuldiging was nog met die maskers aan. Ons het geweet, munisipale wese is besig om op 'n afdraande pad, ons ervaar dit nog steeds. Ons finansiële modelle is ongelooflik onder druk. Mense is onder druk, besighede is onder druk. So jy moet die hele tyd baie moeilike besluite neem. Baie keer is daar grys areas waar jy nodig om ander mense se kundigheid vir advies ensovoorts. So ja, ek is nou heeltemal van my punt af, maar wat ek maar geleer het is dat ek moes vinnig verander. Ek moes vinnig besef dat ek moet rustiger raak en ek het besef ek moet leer. As jy wil werklik kundig wees, moes ek die kennis opdoen. Net binne HR, wat my portefeulje in korporatiewe dienste onder direkteur Edward Jantjies of onder Edward Jantjies was kompleks. Jy werk met jou vakbondunies, daar's reëls, met SALGA, so net binne jou werkerskorps of binne jou munisipaliteit is daar 'n magdom wetgewing. En dit was die eerste waarmee ek uit die aard van die saak daarmee gekonfronteer was onmiddellik. Kom ons sê 2-3 jaar later toe ek onderburgemeester raak. So ek het dan so 2 jaar bietjie meer gehad om net gewoon te raak as 'n wijkraadslid. Wat ek wel ervaar het is Tarka was deel van my wijk en as 'n wijkraadslid het ek ervaar dat jou armer gemeenskappe het soveel meer uitdagings as van die ander wijk. Ek sê nie van die ander wijk het nie uitdagings nie, maar dit verg baie meer energie. Dit vat meer emosioneel van jou. En vir daai rede het ek ook ongelooflike respek vir my kollegas wat grootliks arm gemeenskappe dien, want hulle werkslas is net soveel meer groot en dis eintlik enorm. So ek het ook die voorreg gehad om dit te kon ervaar, om 'n wijkraadslid te wees. As onderburgemeester was ek ook wijkraadslid, maar toe die wijk verander as gevolg van die afbakeningsraad en het ek basies toe nou Middendorp was meer sake, kern, meer gegoede gemeenskap. Nie sonder uitdagings, nie ander tipe uitdagings nie. In die Middendorp het jy jou wijkgrens al die uitdagings wat ekonomiese groei, wat gebeur, gaan die dorp agteruit, gaan hy vorentoe, hoe lyk dit, dwelmmisbruik in die CBD ensovoorts, maar dis ander tipe, van dit is maar dieselfde, maar jy sit nie met armoede en groot sosiale uitdagings, en mense wat nie moontlik vanaand blyplek of kos op die tafel het nie, so dis meer jou brood en botter uitdagings, en dit is moeilik, want 'n munisipaliteit is nie regtig 'n rad om dit te hanteer nie, so dit is emosioneel ook. So burgemeester nou gepraat van burgemeester se werk in die wijk, burgemeester se werk as koöperatiewe dienste, portefeuljevoorsitter. So ek dink nie almal is noodwendig bewus van burgemeester se loopbaangeskiedenis in die politiek as 'n eerste wijkraadslid in wijk 8 wat die Middendorp insluit. Ja. As portefeuljevoorsitter vir koöperatiewe dienste Ja. en dan ook as onderburgemeester en baie tye waarnemende burgemeester ook. Ja, so as 'n politikus het jy 2 parallelle loopbane. So jy het die politiese loopbaan en dan het jy jou loopbaan binne die ampt. En dan nou natuurlik as jy meeste mense het ander belange ook, familiebelange, en in my geval het ek sakebelange ook. So polities was ek op die kiesafdeling bestuur vir die afgelope 13 jaar voorsitter. Ek is nou weer voorsitter. Ek het vir die termyn terwyl ek burgemeester was afgestaan, waar raadsheer Nicholas Boysen ingestaan het. Vorige verkiesing ongelooflik goed gedoen, goeie uitslag. Ek het weer nou ingestaan. Ek is vir hom sê ek's bereid om ook hand aan die ploeg te slaan en te help om my veldtog te bestuur. Uit die aard van die saak het ek belang daarin ook. Miskien kan jy sê ek's 'n control freak, maar dit is hom nie so nie. Saam moet 'n burgemeester weer word, is daar 'n veldtog wat bestuur moet word, so kan dit maar net sowel doen. So dan was ek ook, soos ek genoem het, op streeksvlak was ek nou betrokke, ek het nou teruggestaan, so ek was daar so klomp jare, 12, 13 jaar was ek betrokke. Ja. Dan was ek dit was met finansies, ja. So in 2013 het ek betrokke geraak as wijkraadslid vir wijk 8, ja. Toe het ek met die volgende verkiesing 2,5 jaar daar rond later het ek weer gestaan. Ek het toe die onderburgemeester geraak en toe was my portefeulje korporatiewe dienste, ja. En na die einde van die termyn moes ek by tye instaan en waarneem as burgemeester. Oom Harry Lewendaal was die burgemeester, hy was op baie stadium met sy gesondheid al begin pla.
So ons het eintlik baie goed saamgewerk oor al die jare. Ons het nog steeds ongelooflike goeie samewerking binne die Caucus in Mosselbaai. As 'n burgemeester is dit een van jou belangrikste take is om te kyk laat jy leiers met almal sterk eienskappe en daar is maar 'n geneigtheid om wrywing te wees. Dis 'n komplekse omgewing waarbinne ons werk. Jy verteenwoordig verskillende gemeenskappe se belange. So as jy oor al saamstem is daar fout. Omdat ons so 'n diverse gemeenskap het en omdat ons so diverse partye, so binne ons caucus is daar verteenwoordiging van almal. So jy moet na almal kan luister, jy moet opweeg wat se belang, as gewoonlik te min resources, geld en begrotings ensovoorts. So jy moet die hele tyd konflik bestuur, jy moet persoonlikhede bestuur ensovoorts. So dit het ek reeds begin leer doen as onderburgemeester en baie keer sonder die mandaat, die tye wat ek waargeneem het, want ek was nie die burgemeester nie. Maar ek was ook baie bewus toe ek 5 jaar terug in 2021 ek was unopposed, niemand my teengestaan in ons caucus wat vir my 'n groot eer was, die feit dat my kollegas my goed genoeg geag het om die werk te doen en ja, toe het ek burgemeester geraak in 2021 en dis basies nou, ons is op die einde van die eerste termyn, ja. So ek dink dis 'n goeie punt om by op te tel dis nou die einde van burgemeester se eerste termyn as burgemeester. En daar is nou al hierdie ander ervaring ook van 'n wijkraadslid, onderburgemeester in koöperatiewe dienste, portefeuljevoorsitter. Wat is van die leierskaplesse? As iemand, ek dink nou, burgemeester is dalk, ek moet dit nie so sê nie, maar een van die ou toppies nou in die raad. As burgemeester nou terugdink toe burgemeester begin het. Ja, ek was die jongste, ek was van die jongste. So vir die nuwe mense wat nou dalk oorweeg om betrokke te raak of alreeds betrokke raak, betrokke is, wat 'n soort leierskaplesse het burgemeester nou geleer oor hierdie amper 14 jaar op die raad? Die eerste een is om 'n besluit te neem. Soos met die munisipale bestuurders se aanstelling en veral met die waiver van sy ouderdom. Dit was 'n moeilike besluit wat geneem moes word. Dit baie en op daai stadium was daar grys areas. Ek het van verskeie mense advies moes vra. Ek het dit nou die dag by een van ons burgemeestersforums ook genoem. Ek meen my eie kantoorhoof Willie Conradie was 'n direkteur in korporatiewe dienste. Hy het my adviseer ensovoorts. So ons wetgewing is ongelukkig teenstrydig. Een stuk wetgewing sê jy kan iets doen, ander een sê jy kan dit nie doen nie. Dan sit jy met ministers wat ons argument was soos minister Lambeni Zuma, ons het die munisipale bestuurder aangestel. Dit is absoluut die taak van 'n burgemeester binne wetgewing om 'n munisipale bestuurder aan te stel. Die raad gee daai delegasies aan jou, jy moet onderhandel ensovoorts. So dit was nie die probleem nie. Dit was clear-cut. Sy punte was die beste, hy het ongelooflike ondervinding ensovoorts. Waar hy aangestel ook kan word, het hy maklik kwalifiseer om op die top aangestel te wees. Maar toe het ek gesê, okay, maar hierdie ou raak nou binne 2-3 jaar 65, dan moet hy aftree, maar ons wil die termyn graag met hom klaarmaak, en toe vra ek die age waiver by minister Zuma. Toe sê minister Labini Zuma vir my, sy sal vir my die age waiver gee, maar dan moet hy op die minste aangestel word. Nou my en my caucus se argument is, waar kry sy die bevoegdheid om daai bepaling te maak? Sy het dit nie, en ons het dit natuurlik toets. So ons het 'n regsopinie gekry, die DA caucus het 'n regsopinie gekry. Wat ons wel laat teruggaan het na die raad toe, en daar het meneer Puren eintlik toe nou ons gehelp, want daar was 'n kontrak gesluit met hom. So, ons moes teruggaan en sê, okay, maar ons sal nou meegee na al die media druk ensovoorts, maar ook ons opinie, want wat ons opinie sê toe is, ons het niks verkeerd gedoen nie. Die minister het nie die bevoegdheid nie, in terme van wat ek met die munisipale bestuurder onderhandel het, in terme van die vereistes wat hy aan moes voldoen het, kwalifiseer hy 100% om aangestel te word waar hy is. Sy het nie daai delegasie nie. Sy het wel die delegasie om die waiver te gee. En ek verduidelik net dit om die kompleksiteit van die wetgewende raamwerk waar binne ons werk te verduidelik. Hierdie is een van duisende voorbeelde. So, die argument is toe, maar wag,
as ek die munisipale bestuurder wil hou, dan kan die minister kan vir my sê, okay, ek kan dalk nie vir jou sê hy moet op die minimum wees nie, maar ek kan vir jou sê hy kan nie die age-waiver kry nie. So, toe het ons gesê, toe het ek na meneer Preen gegaan en sê, okay, ek wil hê jy moet die termyn klaarmaak. En het ons teruggegaan. En het hy die verlaging in salaris aanvaar en hy moes terugbetaal. En natuurlik het die oppositie mal gewees daaroor. Maar ons het derentyd die regte ding probeer doen. En dit is, as 'n leier moes ek standpunt inneem en ruggraat wys. En daai moeilike gesprek met hom hê en maar die pap in die gesig vat. Maar ek het ook aangehou en ek het vir die nuwe minister toe hy inkom, vir minister Wellenkosi Labisa geskryf. En vir hom gesê, maar hoe kan dit wees dat tientalle mense in die organisasie verdien nou meer as die munisipale bestuurder, wat die uitvoerende gesag is. Hy is die besluitnemer, hy is die accounting officer. As iets fout gaan, is dit gewoonlik jou munisipale bestuurder wat verantwoordbaar gehou word, maar hy kry nie die vergoeding daarvoor nie. En in terme van 'n hiërargie, 'n struktuur waarin jy werk, regeringsstruktuur, 'n bureaukrasie, kan dit tog nie wees dat mense wat in een persoon verantwoording doen, meer as hy verdien nie. Dit werk net nie so nie, in geen organisasie, korporatief ook nie. En het minister Labisa na dit gekyk en dadelik gesê, maar hy stem 100% saam, en toe het hy dit omgedraai, en toe kon ons die munisipale bestuurder aanstel, volgens wat hy moet kry. Maar dit het 'n klomp ongelooflike druk as 'n nuwe burgemeester. Ek meen, ons staan om die regte ding te doen, en ewe skielik word jy, in jou hart voel jy doen die regte ding. Jy het 'n goeie man wat 'n track record het van goeie dienslewering in jou gemeenskap, hy hanteer ons gemeenskap met respek. En ewe skielik word jy uitgemaak, sake word gemaak by die Hawks, of by die, oral oor by die dinge is wetstoepassers, dat jy nou so skelm en korrup is. Wat natuurlik het ons etlike maande terug 'n brief gekry wat sê, maar hulle kon geen gronde vind nie. So dit het hulle uitgegooi. Maar daar was groot fanfare gemaak van hoe korrup en hoe sleg ons is, maar die DA staan altyd vir die regte ding doen. En die werk probeer ons doen met die ingesteldheid op ons doen die regte ding. Ek het dit vanoggend genoem, vir die 13 jaar wat ek op die raad is, het nie een van my kollegas skelm gewees of geld gesteel nie. Inteendeel, ek weet nie eens van in die distrik wat dit gebeur het nie. So, ons staan vir skoon waarde, skoon regering, maar ja, so wat ek geleer het is om standpunt in te neem, as jy glo jy's reg. Binne 'n omgewing waar daar baie grys areas is, moet jy 'n besluit kan neem, en dit was dalk die verkeerde besluit, dan het ons op 'n swart geval, maar op die einde van die dag was die uitslag dat ons nie verkeerd was nie. So dit was my grootste les, en dit was 'n duur les. Ek meen, almal in die dorp sal weet wat die ongelooflike, ons was hoeveel maal in die Sondagrapport oor hoe sleg en korrup ons is, plaaslik ook. En op die einde van die dag is ons eintlik onskuldig, maar niemand het niks daaroor gesê nie. Dit leer jy ook, en uit die aard van die saak, seker politikus, so jy weet, jy besmet jouself met die omstandighede, dit kom saam met die werk, die moddergooiery ensovoorts. Dit is ongelooflik moeilik om gewoon te raak daaraan, dit moes ek ook leer, definitief. Dit is die moeilikste ding om aan te leer. Verskeie van my kollegas sukkel om dit aan te leer, en ek is trots op hulle laat hulle sukkel, want dit beteken hulle is daar vir die regte redes, hulle is nie 'n klomp politicians moet werk nie, want ek sê altyd op ons vlak is ons die politicians, ons dien die gemeenskap, dis ons werk, en daar klink ek nou soos 'n politician, maar dit is wat ek glo. Ek glo wel, as jy moontlik burgemeester raak jy 'n politician, want jy moet absoluut dink wat jy sê, dit gaan oor volhoubaarheid, dit gaan oor in bestuur bly, glo ek, as jy vir die regte rede staan, want baie mense beklei om vir die verkeerde redes ook in bestuur te bly. Vir my gaan dit daaroor om ons dorp gesond te hou, om iets te los waar my kind, ander mense se kinders, eendag nie hoef uit die land te sê migreer, laat hulle hier kan bly. Ja. En dit is dieselfde in ons provinsie, ek meen ons provinsie doen goed. Ons dorp word werklik bestuur soos wat jy 'n eerste wêreld dorp sou bestuur, met al die uitdagings van 'n derde wêreld wat ons beleef, 'n regering om jou waar niemand funksioneer nie, befondsingsstrome wat opdroog as gevolg van erge korrupsie, ongelooflike rampe wat om jou gebeur, wat beteken jou befondsing van provinsie raak minder, jou regering wat nie kan staatsentiteite laat werk nie, wat maak dat mense jou dienste nie verlaat, en hulle eie solarstelsels begin uitrol, ongelooflike
lenings wat gemaak moet word sodat ons daai selfde belegging op groot skaal kan doen tot voordeel van die gemeenskap ensovoorts. So ja, jy dit is dinge waaraan jy nie dink as jy betrokke raak nie, maar dit is 'n ongelooflike uitdagende omgewing en natuurlik is dit ook ongelooflik rewarding. Soos byvoorbeeld die hoogtepunt van my 5 jaar was die feit dat ek genooi was na Addis Ababa. Daar was ook 'n groot geraas gemaak in die media rondom Sustainable Development Goals. Vir my gaan daaroor, ek het deelgeneem in die burgemeesterskompetisie, Bloomberg kompetisie. En ek kyk voor en onthou, ons het 'n begroting, ek gebruik hierdie belastingbetaler, ons gebruik hierdie belastingbetalers geld om sosiale, ons kan nie, om ons sosiale uitdagings aan te spreek nie. So ek moet ander maniere kry. Net so, ons moet vir alles ander maniere kry, want niemand doen hulle werk nie. Dis die realiteit. Dis nie lekker om dit te sê nie, dit is ongelukkig die realiteit. So ons het probeer kyk, hoe kan ons $1 miljoen kry, wat ons kan terugploeg in ons gemeenskap. So ons het voorleggings gemaak, en een van die kriteria waaraan jy moet voldoen is hierdie Sustainable Development Goals. En toe ons dit begin doen, toe kom ons agter, maar ons doen klaar al die goed, en ons is actually half goed daarmee. En omdat ons in so kort tyd kon wys hoe goed ons dit reeds doen, die feit dat ons bereid is ensovoorts, het ons genooi na Addis Ababa by die Verenigde State en ek was die enigste burgemeester uit 19 lande, ek was ongelooflik trots daarop. So ja, dit was so die veer in my hoed vir die uitdagende omstandighede waar binne mens werk. So dit is om terug te kom, dit is die rewarding deel. Die feit dat jy wonderlike mense in ons gemeenskap oral oor leer ken. Natuurlik is daar ongelooflike sosiale uitdagings. Ek het so 3 gevalle wat werklik by my sal bly vir altyd. Is gewoonlik die heel emosionele goed, soos wanneer kinders seer kry, waar jy daai huis besoek en wat jy dit self ervaar en sovoorts. En vir daai rede is dit so belangrik dat 'n politikus of dan nou 'n burgemeester en sy raadslede gereeld in die gemeenskap kom. Ek het werklik oor die laaste 5 jaar elke liewe uitnodiging aan die gemeenskap wat ek kon bywoon, het ek bygewoon. Natuurlik was daar party maar wat ek nie kon nie, wat ek nie in die dorp was of waar daar nou double bookings was ensovoorts. Maar dit is nodig dat jy en ek het gelukkig voor die tyd geweet, want ek het as alles onderburgemeester ook baie ingestaan, so dit het ek geweet, dit was nie 'n verrassing nie. Maar dit vat ongelooflik baie tyd en energie. Al is dit lekker, ek is 'n sosiale persoon, maar dit raak by so 'n punt dat jy, as jy by jou huis is, wil jy niemand meer sien nie. En so aan. Maar ja, die onnugterende deel is daai emosionele komponent waarmee jy moet oor die weg kom in die gemeenskap, waar jy goed ervaar, omdat jy gaan. En dit, want jy, soos ek was in Asla waar 'n jong seun homself probeer hang het, en toe ons by hom kom, het hulle het hom basies, hy was nie breindood nie, maar hy was, hulle het gesê hy gaan nie 'n normale toekoms kon hê en hy het breinskade gehad ensovoorts. En ek het die munisipale bestuurder daar aangekom, en hy is arm huishoud, arm gesin, hy het hierdie merk nog om sy nek gehad, en dis as gevolg van boelie, hy was geboelie op skool, en dit moontlik omdat hy uit 'n arm huishouding kom, sy ouma het hom grootgemaak, pragtige tante met baie mooi maniere, Christelike waardes. Sy het hom basies deur die hele storie gebid wat my aanbetref. En terwyl ons daar staan, die munisipale bestuurder 'n gebed gedoen, en die ouetjie, ek staan en kyk, en had 'n traan uit sy oog geloop, en toe ons daar ry, toe sê ek vir die munisipale bestuurder, die seun het verstaan wat jy praat, of wat jy bid, en so aan. So dis sulke goed wat aangrypend is uit die werk, wat jou 'n ander tipe moeg maak, want jy werk met mense wat werklik enorme behoeftes het, en jy kan nie almal help nie. So dit maak jou ook, en dit besef jy moontlik nie in die begin. Jy gaan in met goeie intensies, jy wil graag almal help, maar jy kan nie. Ek dink so, die soos hoofgedagte wat nou by my sit is, dat dis baie wat 'n mens dra as burgemeester. En burgemeester begin deur te sê 'n mens moet standpunt inneem en hou, en ook die deursettingsvermoë hê om deur dit te druk, want byvoorbeeld, jy weet, onder een minister lyk 'n besluit so, want die kompleksiteit van wette en hoe hulle ook geïnterpreteer word, kan verskil. So mens moet leer hoe om daarmee bietjie te stoei, as ek burgemeester reg verstaan. En toe die burgemeester nou ook bietjie uitgebrei oor die verskillende, ek dink daar was omtrent 'n hele lys, die verskillende tipe uitdagings waarmee 'n burgemeester en 'n leier in die dorp te doen het, dag tot dag.
So ek gaan net nou weer by daai punt uitkom, maar voor ek daar uitkom, wil ek nou vra, burgemeester nou ook gepraat oor hoe om met eksterne uitdagings te, jy weet, hoe om hulle te hanteer of hoe hulle ervaar word. Ja. Ek en ek dink baie mense in die publiek is maar ook bewus burgemeester is deur 'n paar, ek sal sê interne, want hulle is meer met burgemeester persoonlik en burgemeester se huishouding te doen. Met burgemeesters, die burgemeester jonger was, burgemeester was in 'n karongeluk, burgemeester se ma, en dan meer onlangs burgemeester se pa en boetie is in dieselfde jaar oorlede. My vraag is, jy weet, met alles wat aangaan as 'n leier, en so iets gebeur, maar daar's almal se probleme. Hoe hanteer dit? Hoe ervaar 'n mens dit? Met moeite. As jy familiemens is, dan uit die aard van die saak is dit moeiliker, dink ek, om met dit te deel. Ek het ook geleer dat jy moet synig wees, of ja, jou tyd is kosbaar met mekaar. Ek probeer werklik meer kwaliteit tyd spandeer. Ek was basies nooit by die huis terwyl my seun jonk was nie. In die hoërskool kon ek gelukkig meer tyd, en ek het ook my besigheid en my belange so verander dat ek meer tyd kon in die middag by die huis eet, dat ek by die huis is, dat hy my net kan sien en ervaar en sovoorts. En gelukkig het hy deur Unisa geswat, so na die tyd was hy nog 'n hele paar jaar by die huis. En dit was die jare wat ons, want hy is ongelooflik belese, maar hy hou baie van antieke geskiedenis, politiek, inteendeel hy toelating gekry by Stellenbosch om politieke wetenskap te swat. Hy's nou 'n mediese navorser, so hy het dinge sciences eers geswat, en hy doen nou sy meesters. Ja, laas jaar was dit baie slegte jaar. Ek het my jonger broer verloor, en my pa het ongelooflik sleg gevat. Hy is so bietjie meer as 'n maand later is hy oorlede. Ek en my pa was baie na mekaar, en toe my ouma, sy het 'n goeie lewe gehad. Sy was al in die 90, en my stiefpa ook, Johan. So dit was so in 2,5, 3 maande se tyd wat ons al hierdie terugslag ervaar het. En ja, ek het geleer dat eerstens laat jy al hierdie gejaag, toe hulle my pa die aand daar uitvat, ek meen jy gaan met niks. Dit was vir my belangrik. Dat jy besef, alles wat jy hier by mekaar maak, is op die einde van die dag niks werd nie. En mens hoor die goed en jy besef het, maar ek dink jy leer hy les totdat jy dit so ervaar nie. Jy weet die goed, maar jy ervaar dit nie. So dit was die een groot les, en ja, so die laaste jaar veral, het ek geleer om werklik die tyd met my geliefdes te waardeer, om tyd te maak vir dit, om amper om prioriteit te maak daarvan. So dit was 'n moeilike jaar, en natuurlik moet jy nog steeds vriendelik bly in die gemeenskap. Ek het wel 'n week of wat elke keer afgevat. So ek het ook besef, moet, soos Dr. Ivan Meyer altyd sê, if you don't take a break, you will break. En ek dink ek was naby aan daai punt laas jaar. Ongelukkig is dit 'n ongelooflike stresvolle omgewing waarbinne jy werk. Almal wil graag hê, of baie mense wil graag hê jy moet 'n fout maak. Baie mense wil graag jou uitkry vir verskeie redes. En dan as jy moet hierdie persoonlike probleme ook deel, en dis die lewe, dis normaal, dan besef jy hoekom daar so baie boeke geskryf word oor leierskap, en so baie stories vertel word, en hoekom dit 'n geskiedenis is. Want dit is so 'n uitdagende omgewing. So ja, om dit net saam te vat, die belangrikste les wat ek geleer het oor die laaste klompie maande, definitief, kom ons sê jaar, is gelukkig het ek het al vroeër begin agterkom, maar absoluut net weer op die spits gedryf is hoe belangrik jou eie tyd is, hoe belangrik die mense om jou is, en hoe jy daai mense om jou laat voel. Ek hou daarvan om mense tevrede te stel, is my swakpunt in my persoonlikheid. Soos ek kan nie almal tevrede stel, dis hoekom dit my moeg maak.
So jy probeer mense tevrede stel. Mense is gestel op wat mense van jou dink. Ek dink dit is ook belangrik as jy nie regtig omgee nie, dan doen jy ook sommer enige ding, maar dit is ook ongelukkige politikus 'n swakpunt. Jy moet wel dikvellig wees. Maar in my eie familie het ek besef, gee ek nou nie eintlik meer om wat ander mense dink nie, wanneer ek tyd aan hulle moet spandeer. So daar het ek besef dat wat mense al buite dink maak nie saak nie. As ek wil hartseer wees, gaan ek hartseer wees. As ek wil emosie wys, gaan ek dit wys en dit, hoe ek hulle laat voel, is wat saak maak, nie ander mense nie. En ek dink dis iets waarmee baie mense wat in een of ander senior bestuur of leierskapposisie in die dorp is, kan saamstem. Mens gee baie energie aan die organisasie, of besigheid of kerk, en 'n mens leer soms om daai boundaries amper in plek te stel. Maar burgemeester het nou gepraat van tyd met burgemeester se familie en ek het nou net genoem van al hierdie goed wat 'n mens moet dra. Wanneer burgemeester nou nie 'n das en 'n hemp en chinos moet dra nie, wat doen burgemeester om te ontspan? Ek hou van met my hande werk. So dis vir my lekker om op hierdie stadium staan my klein BMW'tjie half uitmekaar uit. Dit staan al vir 2 maande, so hy so toe onder die stof. Ek het laas my eie bakkie oorgespuit. Ek het nou met ons recess, ek het 'n paar dae recess gehad, het ek aan die huis gewerk. Ek's baie lief vir tuin maak. So ek het so 'n roetine, Sondag gaan kuier ek by my ma, gaan kuier by my skoonmense. Dan maak ek my vetplante nat, my ma se alle mintige vetplantversameling vir haar. So ek het ook 'n mooi versameling van al die babaatjies. Vetplante is baie gewillig. So dan maak ek bietjie nat. Op die stadium het ek hou van kamp, ek het nie geld op die stadium want my seun swat. Dis duur. Ja, gaan ek hou van buite wees. Ek's mal oor die natuur is ongelooflik. Jy kan maar net stil sit en die natuur offer so baie wat jy kan geniet en ervaar. So ja, as mens net bietjie tyd vat en net kyk wat om jou is, dan sien jy daai die Here se volmaaktheid in elke liewe blommetjie en elke voeltjie se sang en so aan. Ja, so ek is lief vir die natuur, ek hou van besig wees, aktief wees, so stap op die strand van die veld of fietsry en so aan, ja. Ja, en so 'n bietjie buite in die natuur Natuurterapie. aktief bly, Ja. bietjie vars lig kry. Burgemeester, baie dankie. Ek dink hierdie was 'n lekker gesprek, kans om te sien wie die man is agter die ketting en ook te sien dat daar 'n man agter die ketting is. Ja, baie dankie Aiden. Dit was lekker en dankie vir jou werk ook. Aiden, jy word baie keer gesien as wat die ou wat my marble moet polish. Maar ek dink die intensie was om te wys dat ons werk, dat ons ernstig is oor wat ons doen, dat ons omgee vir die gemeenskap en laat ons alle gemeenskappe dien. Dis wat ons probeer regkry om te wys, hier gaan ons doen dit. So dankie ook vir jou werk. Okay, baie dankie. Dit was dan direk met Dirk, die burgemeester Dirk Coetzee se Potgooi. En vandag het ons iets anders gedoen en bietjie die man agter die ketting geleer ken.